is ons by die wegspringplek, nog net so 'n bietjie aan. Ek spring 8:57 weg en ek het net gedink om môre te sê, baie dankie vir al die boodskappe. We love you en ons sien julle oor 5 ure. Dominica Rika het toe 5 ure en 23 minute lank gereis. So sy het hom nogals goed geskat daarso. Vriende, ek wil julle nou graag nooi. Ek wil julle graag nooi om net 'n oomblik te skep waar ons hierdie bediening kan ondersteun. Ek wil die diakens wat hier is graag na vore toe nooi en 'n geleentheid skep vir die offerande om gou op te neem te word. Dankie. Ek wil nou graag 'n geleentheid skep. Ons het nou al hierdie lekker dinge gehoor van wat vanoggend gebeur het en die offerande is opgeneem en ons het die video gekyk en al hierdie dinge. Maar met alles hierdie in gedagte wil ek net een en elkeen nooi vanaand om net daar waar jy sit gou vir 'n oomblik teenwoordig te word. As jy gemaklik is daarmee, wil ek jou nooi om jou oë net toe te maak vir so kort tydjie en net te bewus te word van daar waar jy sit. Dalk sit jy baie gemaklik, dalk sit jy verskriklik ongemaklik op die kerk se bankie. Maar ek wil jou nooi om bewus te raak van die asemhaling, soos wat ons inasem en uitasem. En nog 'n keer inasem en uitasem. Dalk sit jy langs aan iemand vanaand en jy kan hulle been teen jou been voel of jy kan dalk hoor hoe hulle asemhaal langs aan jou. En ek wil jou vir 'n oomblik net nooi om te dink aan jou week. Wat was vir jou hoogtepunt? Wat was vir jou slegtepunt? 'n Laagtepunt? Dalk het daar iets ongelooflik fantasties gebeur, dalk iets minder fantasties. En ek wil jou nooi om in daai oomblik net te dink waar jy dalk God raak gesien het in hierdie week. Dalk was dit weer eens in die woorde van 'n vreemdeling of die woorde van 'n vriend, die dade van 'n vriend. Dalk het jy Bybelstudie gedoen en jy kon iets van God ervaar in dit, of dalk het jy selfs in die natuur iets van God beleef hierdie week. En soos wat ons bewus raak van ons eie teenwoordigheid in hierdie spasie, wil ek die kersie vir ons ook aansteek om ons te herinner van God se teenwoordigheid in hierdie spasie. In die loop van die diens mag jou gedagtes dalk dwaal, jy mag dalk 'n bietjie verveeld raak, die diens raak dalk 'n bietjie te lank en jou aandag lei dalk 'n bietjie af, dan wil ek jou nooi om net na die kers te kyk. Net rustig daarna te kyk, bewus te word van jou teenwoordigheid, bewus te word van God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, soos wat ons hierdie oomblik neem om bewus te word van u teenwoordigheid
en ons eie teenwoordigheid, besef ons dalk hoe ons liggame voel. Ons besef dalk dat ons 'n bietjie moeg voel. Dalk voel ons opgewonde oor die week wat voor lê, dalk kan ons regtig nie onsself indink hoe ons dit deur hierdie week gaan maak nie, Here, maar ons weet vanaand hier in U teenwoordigheid kan ons ten minste iets ervaar van rus. Iets ervaar van U in hierdie spasie, Here. Amen. Met dit wil ek graag vir ons as fotum, ek weet ons doen nie dit verskriklik baie by die aanddiens nie, maar ek wil net as 'n fotum Psalm 107 vers 1 en Psalm 119 vers 105 lees. So Psalm 107 vers 1 sê, dank die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. En 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. En met dit is dit vir my 'n ongelooflike voorreg om jou te groet vanaand in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou gewoonlik nadat ons die kers aansteek of nadat ons hierdie seëngroet doen, is tradisioneel sal ons dalk antwoord daarop met 'n gebed of ons sal antwoord met 'n geloofsbelijdenis of die baie fancy woord daarvoor is 'n responsoriese gebed. Wat eintlik maar net fancy woorde is vir ek sê iets, jy sê iets, ek sê iets, die gemeente sê iets en dan sluit ons af daarmee. Maar ek wil nou iets 'n bietjie anders probeer doen vanaand en ek hoop dat julle my sal humor in dit. Ek wil eintlik in plaas van 'n gebed doen of 'n belydenis doen of al hierdie goed, wil ek jou eintlik nooi om saam met my te dink oor jou week. Ek weet ons het nou 'n oomblik gevat toe ons bewus teenwoordig geword het, net 'n oomblik gevat waar ons gedink het oor ons week en waar het ons God gesien, waar het ons 'n hoogtepunt gehad, waar het ons 'n laagtepunt gehad. Maar ek wil jou nooi om weer hieroor te dink. Wat het dalk uitgestaan vir jou? Dalk het iemand, 'n vriend, jou op 'n manier hanteer wat hulle jou nog nooit hanteer het nie. Of iemand wat jou nog altyd ongelooflik sleg hanteer het, iets nice gesê vir 'n slag en dit was bietjie weird geweest. Maar dalk het jy gaan draf ewen hierdie week en dit het baie beter gegaan as wat jy gedink het gegaan het. En met al hierdie in gedagte wil ek jou graag nooi om as vriende, hier is familie, as jy kan sien of voor met 'n vreemdeling te praat, wil ek jou graag uitnooi om so te maak. Maar ek wil vra, kom ons draai na mekaar toe. Kom ons vra vir mekaar 2 vrae. Wat het gebeur hierdie week wat vir jou amazing was? Soos die coolste ding wat gebeur het met jou hierdie week waar jy wat net ongelooflik uitgestaan het. Nou die tweede ding waarmee ek julle wil nooi om oor te praat is, wat het hierdie week gebeur waarvoor jy dankbaar is? OK, ek wil julle nou 'n geleentheid gee, seker so 5 tot 10 minute. Kom ons praat, kom ons hoor wat die ander persoon vir ons te sê het.
Goed. Vriende, ek weet dit is vir ons lekker om te praat en is nog lekkerder om 'n verskoning te hê om te mag praat in die kerk. En ek sou as ek kon sou ek sommer die hele diens gemaak dat ons net praat oor dit waarvoor ons dankbaar is. Maar ek wil gou hoor, is daar iemand dalk hier vanaand wat kan sien om met ons te deel waarvoor hulle dankbaar was? Hier is 'n hand. That's amazing. Dankbaar dat die Here hom geseën het om derde in 'n boogskietkompetisie te kom hierdie week. Well done. Ja, ons kan hande klap. Daar was ook 'n hand gewees daarso. Ja. Het jou skool vir jou free pizza geoffer? Oh, wow. Ek ja, kan ons hande klap vir dit ook. Ek soek sy kontakdetails. Ek soek ook vir die pizza, asseblief. Maar dis pizza, is okay. That's fine. That's free pizza, dude. It's amazing. Nog iemand wat dalk wil... Sorry, ja? Nog iemand wat wil deel? Goed. Hoe voel dit? Hoe voel dit om met mekaar te praat oor die dinge waaroor ons dankbaar is? Om te praat oor ons week, soos hierdie. Dalk vir party van ons was dit regtig lekker geweest om net iemand te hê wat vir jou luister, weer. Dalk was dit lekker geweest om vir 'n slag hardop actually te kon sê, hierdie is waarvoor ek dankbaar is. Jy weet, dat daar nou actually geleentheid geskep was daarvoor om te kan verwoord, hierdie in my week, hierdie is waarvoor ek dankbaar is. En dalk was dit net lekker geweest om dit saam met mense te doen, né? Om ons dankbaarheid te deel in 'n groep met mekaar. So, ons gaan vanaand hoor dat God ons actually uitnooi om presies hierdie te doen. Om in dankbaarheid te tree, om geleenthede te skep soos hierdie, waar ek en jy saam kan gesels oor ons dankbaarheid. Dankbaarheid in mekaar, maar ook dankbaarheid vir God. Waar ons saam kan praat, saam dit voor God kan bring en saam deel in hierdie wonderlike oomblik. Maar voordat ons verder gaan met dit, vriende, wil ek julle graag nooi om saam met my te staan vanaand en Jatti en die musiekgroep gaan ons eers lei in 3 liedere. Kom ons staan en sing lekker saam. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. So bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your
time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I will worship your holy name. I will worship your holy name. As ek in die atmosfeer kyk, of die geure van die blommery, as ek sien hoe al die berge lyk, dis wonderlik voorwaar. As die winde deur die bome suis, of as donder weer die krag bewys, as ek in my volle lewe bruis, is wonderlik voorwaar. As ek sien hoe U met mense werk, met die liefde sonder maat of berg, as ek voel hoe U my lewe versterk, dan weet ek U is meer as bloot maar net die Heer wat ver daarbo in die wolke troon. U is die een wat altyd in my woon, daarom voel my hele lewe skoon. Is wonderlik voorwaar, ja U is, is wonderlik voorwaar. As die branders op die rotse breek, of 'n blom verkoop ons met sy reuk, is hy baie meer as net 'n preek, is wonderlik voorwaar. Daar is niks so hier vir U te klein, want U sorg ook vir 'n blaartjie fyn, en U bloed maak mense harte rein, is wonderlik voorwaar. As ek sien hoe U met mense werk, met die liefde sonder maat of berg, as ek voel hoe U my lewe versterk, dan weet ek U is meer as bloot maar net 'n Heer wat ver daarbo in die wolke troon. U is die Heer wat altyd in my woon, daarom voel my hele lewe skoon. U is wonderlik voorwaar, ja U is, U is wonderlik voorwaar, ja U is, U is wonderlik voorwaar, ja U is, U is wonderlik voorwaar. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Sit gerus. So ons het nou voordat ons begin sing het, gehoor dat God ons nooi om in dankbaarheid te tree. Om hierdie dankbaarheid wat ons baie keer so bietjie van vergeet, of is baie keer bietjie moeilik om dit raak te sien, om dit te verwoord. Nie net aan die mense rondom ons nie, en aan onsself nie, maar as te ware aan God. Dat ons deel in hierdie dankbaarheid. Ons as gemeenskap, ons as vriende, ons as familie, deel in hierdie dankbaarheid, nie net vir die mense rondom ons nie, maar vir God ook. Nou, julle het dalk gesien dat vanaand is ons tema saam op reis na dankbaarheid toe. En ek dink julle sal saam met my stem as ons nou dink aan reise. Ons het laas naweek of verlede Sondag 'n bietjie gehoor oor geloof as 'n reis, né? En hoe geloof as 'n reis nie altyd hierdie wonderlike pad is nie. Daar's baie keer gate in die pad en gewoonlik soos 'n kar breek of dan bars 'n wiel en partykeer het jy 'n spaarwiel en partykeer het jy nie 'n spaarwiel nie. Maar ja, ek dink as ons nou eerlik met mekaar is, sal ons saamstem dat reise is nie altyd maanskyn en rose nie. Ek dink byvoorbeeld as ons dink aan reise, onder andere is die ding wat gewoonlik eerste na vore toe kom, wat ons eerste aan sal dink is alles wat verkeerd gegaan het in daai reis. Al die krisisse wat ons deurgegaan het in daai reis. Ek dink baie, byvoorbeeld, ek het op hoërskool verskriklik baie saam met Uitse gemeente op die Merweville uitreik gegaan. En ek kan nie eers vir jou sê op hoeveel ek was nie, maar die een wat ek nooit sal vergeet nie, is die keer toe ons op die bus ry op die N1, dat die waantjie se wiel gebars het agter ons, wat ons gesleep het, soos ordentlik gebars het. En ons het vir seker 'n halfuur lank het daai hele bus uitgeklim, ons het buite gestaan, ons het gedink, nou wat gaan nou gebeur? Ons het nie 'n spaarwiel nie, ons gaan nou maar net hier sit. Maar eventually het ons het uitgesort. Dit was uitgefigure, ons het in Merweville kom al die dinge. Maar dis die ding wat ons onthou. En almal wie saam met my op daai bus was, sal nooit daai jaar vergeet nie. Die jaar wat die waantjie se wiel gebars het.
En dalk hierso vanoggend verstaan julle ook iets van hierdie chaos of hierdie krisis as ons dink aan ja, dalk het jy iewers heen gegaan op vakansie en jy het jou foon se charger by die huis vergeet. En jy's nou klaar 3 ure op die pad, is nou te laat om terug te ry en nou is hierdie vakansie vir ewig die vakansie wat jy sal onthou as ek was foonloos. Ek kon nie op my Instagram story post dat ek in Mosselbaai is nie of whatever. En vriende, dan het ons nog eers begin praat van alles wat verkeerd kan gaan wanneer ons gaan kamp nie. Is die kampers nie in die gemeente vanaand? Mense wie gedurig gaan kamp. Julle sal nou weet, nê. Nou wat van as jy jy's meer as halfpad daar en jy besef, het ek die tent gepak? Okay, ja, ek het die tent gepak. Het ek toiletpapier gepak? Het ek die toiletsakkie gepak? Jy weet, alles kan verkeerd gaan. Het ek die seil onthou? Nee, het ek die tentpenne onthou? Flip. Jy weet, en ons hoef nie eers ver te reis om iets van hierdie chaos te beleef nie, nê. Ons hoef eintlik net in die oggende skool toe te gaan om iets van dit te beleef. Wie was al laat vir skool gewees? Een oggend, né? Ja, hoe is dit, né? Wanneer jy besig is om jou tande nog te borstel en jou ma of pa is besig om te gil, hoorie, ons moet go, ek moet by die werk kom, né? Jy voel iets van daai, okay, ek's nou klaar. Dalk is jy selfs die ouer in hierdie geval en jy verstaan iets van daai, ek moet by die werk kom, kan jy asseblief vir tande klaar borstel, ons moet go, of dalk was jy as ouer die een wat dalk laat geslaap het die oggend en dan verstaan ons iets van chaos in die huis daai oggend. Maar jy weet, dan het ons nog eers begin praat van die eintlike massive reis wat die lewe is nie. En die eintlike sin of chaos wat in hierdie massive reis kom. Jy weet, want ons het werk, of ons het skool, en dan het ons die sosiale lewe wat ons partykeer desperaat aan die lewe probeer hou, want dan moet ons nog by die gym uitkom, en dan moet ons dit gaan doen, en dan moet ek inkopies gaan doen, en dan moet ek nog steeds dink, wat eet ons vir aandete vanaand? Tussen al hierdie dinge al klaar, né? Ons lewe is so volgeprop met al hierdie dinge, mense om te sien, vure om dood te slaan, ek moet dit, geen wonder ons is so moeg, teen 'n Sondag aand nie. Want daar's soveel dinge wat net gebeur op dieselfde tyd. Soveel dinge wat op my geplaas word, nog iets om te doen, nog iets wat opspring, nog iets wat ek vergeet het, nog iets wat ek geen beheer oor het nie. Dis amper asof ons onsself verloor in ons eie lewens. En ek weet dit is dalk 'n bietjie vreemd om te sê en 'n bietjie vreemd om te hoor, want jy weet dit is my lewe en ek is in beheer en ek is die een wat hierdie keuses gemaak het. Ek het besluit om skynat bio en rek te vat. Ek het besluit om hierdie werk te kies. So, dit is okay, ek kan nie verlore raak in my eie lewe nie. Maar dan besef jy, wanneer laas het ek 'n oomblik gevat wat ek net teruggestaan het en asemhaal het. Daar's ons daai cliché sê ding van have you ever stopped, of ja, make time to stop and smell the roses. Jy weet, en ek dink dit is nogals van toepassing vanaand ook, want wanneer laas het ons teruggestaan, asemhaal, omgedraai en besef, maar kyk hoe ver het ek eintlik al gekom. Kyk hoe ver het ek al gekom. En dan wanneer ons dit doen, en eintlik die geleentheid kry om terug te draai en hier te kyk, dan wonder ons baie keer net, ek weet nie eers hoe ek so ver gekom het nie. En dis 'n oomblik soos dit waar ons dalk na mekaar toe kan draai en kan sê, hoorie, al wat ek aan kan dink hoe ek deur hierdie gekom het, was God se genade. Dit was die Here se genade wat my deur gekry het. Niks anders sou dit reg kon kry nie. Jy weet, dalk het jy 'n eindeksamen gehad die afgelope ruk, of ons dan kan najaar. Sy eindeksamen het in 'n heeltemal 'n paniekbevange ding, 'n spiral ingegaan van, oh my word, ek gaan graad 8 dop en dan gaan ek graad 8 oor moet doen. En dan kyk jy vandag, jy is graad 9 en jy besef, maar kyk hoe ver het ek gekom. Of dalk is jy ewenaal matriek en jy soos, oh, maar kyk ver het ek eintlik al gekom, jy weet. Of dalk was van ons op 'n stadium vir 'n prolonged period of time werkloos gewees. En jy
werklik gesukkel om te dink, hoe gaan ek uit hierdie uitkom? Jy weet, wat gebeur môre? Wat gebeur volgende week? Wat gebeur volgende maand? En nou sit ons 3 jaar later, dalk en jy besef, maar kyk waar is ek nou? Dinge het op 'n weird manier uitgewerk en die enigste manier hoe ek dit kan regverdig is, dit was God se genade. Ek het niks hier aangedoen nie, die mense in my lewe het niks daaraan gedoen nie. Of dalk is werk en skool dalk die einste ding wat jou laat voel, o my genade, ek weet nie hoe ek dit die einde gaan maak tot die einde van die jaar nie. En dan besef jy, ons sit in Maart 2025, 'n week weg van kwartaalafsluiting en jy besef, maar kyk hoe ver het ek gekom. En dalk wanneer ons nou hierdie doen, en jy jouself afvra, jy weet, wat het in my lewe gebeur, en ek kan nou terugkyk en al wat ek kan, ja, al hoe ek het kan verduidelik is God se genade. As jy terugsit en dit doen, dalk voel jy iets vanaand. Dalk voel jy 'n tipe kalmheid, rustigheid wat oor jou liggaam spoel, 'n tipe ding wat jou laat asemhaal, 'n tipe dankbaarheid wat oor jou spoel. En dit voel lekker. Dit voel ongelooflik lekker om hierdie dankbaarheid te voel. Nou, hierdie selfde tipe rustige, oorspoelende dankbaarheid was verskriklik waardevol vir die mense in die Bybel ook gewees. Veral vir die Israeliete, wie hulle self op 'n ongelooflike chaotiese reis was. Ek bedoel, eers was hulle in slawerny gewees in Egipte, toe kom hulle uit die slawerny uit, cool, deur die rivier, deur die see beweeg, verwagting ons gaan so 3 dae in die woestyn wees, en toe word 3 dae 40 jaar, en toe eventually kom hulle by die beloofde land, en hier's ander mense, hier's die Kanaaniete nou eers, nou moet ons eers deel hiermee, en all the while het hulle al die ander dinge wat verkeerd gaan in die tyd. As daar iets is, ja, ek voel as 'n mens chaoties gaan opsoek in die woordeboek, gaan jy 'n prentjie kry van antieke Israel, want dit was nogal 'n rowwe reis gewees vir hulle, maar ons gaan 'n vanaand se teks lees iets van hierdie chaotiese reis wat die Israeliete gehad het, maar ook hulle dankbaarheid wat hulle gehad het, en ook op 'n baie spesiale manier God se uitnodiging aan hulle en aan ons om hierdie dankbaarheid te verwoord. Nie net aan God nie, maar met mekaar. En voordat ek nou verder gaan, het ons nog 'n baie spesiale boodskap van Dominee Eugene af. En ek wil sommer ook 'n geleentheid neem voordat ons hierdie video kyk om net so lank vir Dominee Mia op te roep. Ons het gedink om vanaand dinge bietjie anders te doen. Ons het klaar nie die belydenis gedoen of al daai goed vir na die seëngroetie. Ek dink ons weet, kom ons mix dit op in die spirit van vandag, die festivities wat ons gehad het, die lekker saam kuier. Kom ons doen 'n diens 50-50. Maar kom ons kyk nou eers wat het Dominee Eugene te sê vir homself. Hallo julle, so ek en Karika het sopas die 109 km gery vir die Cape Town Cycle Tour. Ten bate van Dannike se rolstoel. So ek wil sommer net die geleentheid gebruik om vir almal wat vir ons ondersteun het en wat vir ons aangecheer het, baie dankie sê. Dit is so lekker om te weet dat daar so baie mense is wat bygedra het en op so baie maniere ondersteun het. Die dag was fantasties. Dit was die weer het baie goed saamgespeel. Daar was 'n lekker cool briesie net wanneer jy dit nodig gehad het. En die mooiste pad wat ons gery het om die berg, 109 km van absolute spectacular views. En wonderlike mense langs die pad gehad, mense wat vir ons gecheer het en aangemoedig het en so aan. 'n Paar lekker opdraandjies gehad, maar ook gelukkig 'n paar lekker afdraandes gehad. Ja, en so is ons klaar met ons eerste gemeente fietsry. So ek dink dis dalk iets wat 'n ou weer moet doen. Miskien net wat ek ook vanoggend in die kerk gesê het, wat ek wil noem. Net as 'n mens daar ry en jy kan jou liggaam gebruik en jy is op so 'n mooi plek, is 'n mens so dankbaar vir mense liggaam en dat mense kan beweeg en dat jy kan trap en dat jy kan sien en dat jy kan hoor en dat jy kan voel en dat jy alles kan beleef om jou.
So ek wil almal sommer net aanmoedig om net dankbaar te wees vir dit wat ons het en om ook miskien dit meer te gebruik. Daar is soveel geleenthede hier om ons in Kaapstad om berg te klim of om langs die see te gaan stap, om te gaan draf, die parkrun te doen, te gaan fietsry, golf te speel, te dans, wat ook al. Doen iets met die wonderlike liggaam wat die Here vir jou gegee het en dan besef mense hoe dankbaar mense is vir die liggaam wat die Here vir ons gegee het. Nou toe, julle moet die dag verder geniet. Ons gesels weer. Alles van die beste. Okay, fantasties daar werk hy. Okay, sien. So ek gaan vanaand, gaan ons uit Deuteronomium 26 vers 1 tot 11 lees. Julle kan saam met my volg in die Bybel of op die skerms. En goeie naand. Deuteronomium 26 vers 1 tot 11 sê die volgende. Wanneer jy in die land aangekom het, wat die Here jou God vir jou as erfdeel gaan gee, om in besit te neem en jy daar gevestig is, moet jy van jou eerste opbrengs van al die vrugte wat jy oes op die grond van die land wat die Here jou God aan jou gee, neem en in 'n mandjie gaan sit. Gaan dan na die plek waar die Here jou God sal kies om sy naam daar te vestig. Wanneer jy by die priester aankom wat in die dorp sal wees, moet jy vir hom sê: Ek maak vandag aan die Here u God bekend dat ek aangekom het in die land wat die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof om aan ons te gee. Die priester moet die mandjie uit jou hand neem en dit voor die altaar van die Here jou God neersit. Dan moet jy voor die Here jou God bely en sê: My vader was 'n rondswerwende Arameer. Ek het na Egipte afgegaan en hy het na Egipte afgegaan en met min mense as 'n vreemdeling tydelik daar gewoon. Daar het hy 'n groot nasie geword, magtig en talryk. Maar die Egiptenare het ons sleg behandel, ons onderdruk en ons aan harde slawewerk onderwerp. Toe het ons na die Here, die God van ons voorouers, om hulp geroep. Die Here het ons gehoor en ons ellende, ons swaar kry en ons verdrukking raak gesien. En die Here het ons met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm uit Egipte uitgelei. Ja, met 'n vreesaanjaende mags vertoon, met tekens van mag en wondertekens. Hy het ons na die plek gebring en ons aan hierdie land gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hier het ek en nou die eerste vrugte gebring van die grond wat u Here vir my gegee het. Sit dit dan voor die Here jou God neer en buig in aanbidding voor die Here jou God. Jy moet vrolik wees oor die goeie dinge wat die Here jou God aan jou en jou huis gegee het. Jy en die Lewiete en die vreemdelinge wat by jou is. Net daar. Sorry, my stem is besig om te gaan as jy dan nie kon agterkom. Maar as ons kyk na hierdie teks, eerstens hierdie is nie vir 'n fashion statement nie. Ek gaan julle nou verduidelik. Ek kan agterkom van julle het ook gewonder om net 2 verskillende pare skoene aan. Maar ek gaan julle nou verduidelik. So, as ons hierdie konteks verstaan waarin Deuteronomium 26 wel die gesprek wat Moses gehad het met die Israeliete voorkom, moet ons verstaan dat dit voorkom voordat die Israeliete in die beloofde land gekom het. Nou, ek wil gou eens vir julle vra, wie van julle het al ver gereis? Soos met 'n kar. Ja, julle ouers het gery, maar julle het saam gery. Okay. En wie van julle toe julle klein was, het julle dit vir julle ouers gevra, mamma, pappa, hoe ver nog? Ek was ook daai kind. En ons kan aanneem dat iets van daai afwagting om by die eindbestemming uit te kom, is presies wat die Israeliete beleef het. Ek meen, Sandra het net gesê, hulle het probably gedink dit gaan 'n paar daggies wees, wat hulle gaan loop deur die woestyn om by die beloofde land uit te kom, en toe raak dit 40 jaar. Ek meen, daar is 'n lang journey. Maar so hier is voordat hierdie Israeliete in die beloofde land aankom, sê Moses vir hulle, moet hulle 'n paar dinge doen wanneer hulle daar aankom. Hulle moenie vergeet van hulle afhanklikheid van die Here nie, en die feit dat hy hulle gedra het nie. So hy sê vir hulle, dat wanneer hulle in die beloofde land aankom, en hulle eerste oes kry, moet hulle oes in 'n mandjie sit, na die tempel toe neem, en voor die priester neersit.
Hy sê nie dan moet hulle net wegloop nie. Hy sê sit dit dan voor die mandjie, sit die mandjie dan voor die priester neer en hê 'n beleid van dankbaarheid of 'n belydenis van dankbaarheid. En sê vir die Here dankie. Hy moedig hulle dan aan om terug te dink aan hoe die Here hulle gedra het van Abraham se tyd af tot waar hulle nou in die beloofde land is. Om terug te kyk en te dink aan hoe die Here hulle gehelp het en gered het uit slawerny uit. Want dit is net deur die liefde en genade van God dat hulle uit slawerny uit gered was. So hy sê vir hulle dat vat hierdie mandjie, gaan sit dit voor die priester as 'n manier dat jy dit of oorgee aan die Here. Maar sê vir die Here dankie hoe hy hulle bygestaan het. En dan gaan Moses nog 'n ekstra verder. Hy sê dat hulle dan die res wat hulle het met die mense rondom hulle moet deel. So hy sê nie net hou gee dit wat jy het vir die Here en as jy nog 'n bietjie oor het hou dit vir jouself nie. Nee. Hy sê dat neem dit wat jy oor het en gee dit en deel dit met die res van die mense in jou land, die leviete, die vaderlose, die mense wat dalk nie grond het nie. En ons lees dit in vers 12 tot 13 wat die volgende sê: Wanneer jy in die 3de jaar, die jaar van die tiendes, die volle tiende van die opbrengs klaar eenkant gesit en dit ook vir die leviete, die vreemdelinge, die vaderloses, die weduwees gegee het en hulle eet en versorg raak in julle dorpe, moet jy vir die Here jou God verklaar: Ek het die heilige gawes uit my huis verwyder en vir die leviete, die vreemdelinge, die vaderloses en die weduwees gegee, in ooreenstemming met die volle opdrag wat u my gegee het. Ek het nie enige van u gebooie oortree nie en ek het dit nie vergeet nie. So hier moedig Moses hulle aan dat hulle dit wat hulle het ook gebruik om ander mense mee te seën. Dat dit wat God hulle mee geseën het, dat hulle dit gebruik om ander mense mee te help. So ek dink dat die teks definitief herinner ons aan ons lewensreis. Al voel dit verwyder. Want nie ek of jy is besig om te loop na die beloofde land toe nie, maar ons is op reis. Want elkeen van ons is besig of in ons lewe gaan deur opdraande en afdraande. En ek kan vir jou definitief sê dat die Israeliete se reis tot by die beloofde land letterlik en figuurlike bulte gehad het. Hulle het letterlik 'n bulte gehad want hulle moes berge en dale klim om by die beloofde land uit te kom. Maar hulle het figuurlike bulte gehad want hulle was in die woestyn waar dit warm is en waar hulle honger is en waar hulle regtig totaal en al afhanklik van God was. En hulle het soms gevoel, maar waar is die Here? En ander kere het hulle gevoel, die Here is by hulle. So die teks help ons om te besef dat ons ook net soos die Israeliete soms moet terugkyk en net kyk hoe die Here ons gedra het tot waar ons nou is. Soos wat Sandra gesê het, soms voel ons gaan nie die ding nou deurkom nie. Ons gaan nie nou die toets deurkom nie. Van julle skryf dalk wiskunde of skynat of wat ook al en jy voel jy gaan dit dop. Maar as jy terugkyk oor 'n week of so wanneer jy punte kry, dan besef jy die Here het jou gedra hierdeur. Nou dis presies wat ek nou by my skoene uitkom. Elkeen van ons lewe is verskillend. My reis en die persoon langs my se reis verskil. En die skoene is vir my 'n simbool dat almal van ons reise is verskillend en almal van ons gaan opdraandes en afdraandes beleef. So hierdie skoene gaan hier voor staan, het ek gedra die dag toe ek getrou het. My skoonma het hierdie vir my geskilder en dit was my dansskoene by my troue. So dit was 'n dag van wonderlike memories waar ek getrou het met die man van my drome en wat ek vir altyd sal onthou. En die plakkies aan hierdie kant het ek gedra die dag toe my man se oupa oorlede was, 'n paar maande terug. En dit was 'n hartseer dag wat soos 'n opdraand gevoel het en nog steeds voel wanneer mense mis. En hierdie skoene herinner my aan die feit dat die Here is daar by ons in ons goeie tye en in ons slegte tye. Hy los ons nooit alleen nie. En al is ons lewe soms opdraand en afdraand, al voel ons net soos die Israeliete, waar is die Here? Is hy by ons? En hierdie hele teks nooi ons uit en God nooi ons uit om te besef dat hy ons nooit los nie. Want in Deuteronomium besef ons wanneer Moses vir die Israeliete sê dat sit jou oes voor die priester en dink terug aan die 40 jaar deur die woestyn, maar ook hoe die Here jou verlos het uit die slawerny uit. Is dit vir ons ook 'n getuienis dat die Here by ons is?
En dit is vir ons soms ook nodig om terug te dink aan hoe die Here by ons is. Om soms 'n oomblik te neem vir ons ook net voor die Here kniel en terugdink aan hoe die Here ons gedra het. Al deur die goeie tye en deur die slegte tye. So ek wil julle uitdaag om hierdie week te gaan dink. Waar is jy tans op jou reis? Is jy besig met 'n opdraand of is jy besig met 'n afdraand? Gaan dit goed met jou in jou lewe op die oomblik? Of wonder jy soms waar is die Here? Ek weet soms kom ons by 'n punt en ek is seker die Israeliete het dit ook gevind, veral toe hulle die goue kalf sekerlik gebou het en gedink het maar die Here gaan my nou nie red nie. Want ek is way te sondig om homself te ontferm oor my. Maar dis die wonderlike. Die Here los ons nooit alleen nie. En hierdie teks is 'n getuienis daarvan. Hy is by elkeen van ons. Al voel dit die Here, ons is te sondig vir Here om ons lief te hê. Hy is by ons. En hy los ons nooit alleen nie. So ek wil hê en hierdie vraag by jou los, waar bevind jy jouself tans in jou lewensreis? Maar ook wil ek jou verder uitdaag om dan as jy die vraag vra ook te dink, waar sien jy God se hand raak in jou lewe? Waar sien jy God raak hoe hy jou dra wanneer jy nie meer kan loop nie? En dan laastens wil ek julle uitdaag om te dink, hoe kan ek dit wat die Here my mee geseën het gebruik om ander mense mee te seën? Hoe kan ek dit wat die Here elke dag in my hande plaas? Wat is my oes wat die Here in my hande plaas? Wat ek kan gebruik om ander mense mee te seën? Die mense wat dalk nie so bevoorreg is soos ek nie. En ek wil julle uitdaag om soms gesin, die van julle wat se ouers dalk hier is, jy gaan praat met hulle oor vanaand se teks. Gaan lees dit weer saam en herinner mekaar daagliks om saam net te gesels oor wat was vir jou lekker vandag en waar het jy beleef dat die Here daar was? Waar kon jy terugkyk en besef, wow, dis nou net met die Here se genade alleen dat hierdie nou kon gebeur het. Of net vir die Here dankie sê wanneer dit goed gaan. So wanneer ons die slotlied sing, wil ek hê regtig dat jy aan hierdie volgende vraag dink. Waar bevind jy jouself? En hoe sien jy die Here in hierdie tyd waar jy is? Hierdie lewensreis. Want nie elkeen van ons se lewensreis lyk verskillend. En dit is wat ons moet onthou. En ek wil ook hê dat ons moet onthou dat die Here ons ook uitnooi om regtig mekaar by te staan. Die Israeliete het nie net vergeet van Pietie wat aan die ander kant staan nie. Hulle het hulle saam gedra, saam tot in die beloofde land. En dis presies wat die Here ons ook uitnooi om te doen. So ek wil nou ons afsluit met gebed terwyl die band opkom. En dan gaan ons saam die slotlied sing. En dan wil ek julle net herinner en regtig te dink aan hierdie vraag. Waar bevind jy jouself? Kom ons bid saam. Here, dankie vir U. Dankie dat ons weet dat U genade so groot is, dat maak nie saak waar ons gaan of wat ons doen, dat U ons nooit alleen los nie. Here, dankie dat ons kan weet dat wanneer ons opdraandes gaan in ons lewensreis, dat U by ons is. Dat U ons dra al voel dat ons kan nie meer nie. Maar dankie Here dat ons ook kan sien dat U teenwoordig is in ons lewe, Here. Here, ek wil U help, wil hê dat U ons help om U hand raak te sien. Dat ons kan dankbaar wees, Here, en dat U ons net sal help om ook meer dankbaar te wees teenoor alles wat U vir ons doen. Here, maar ek wil ook U vra om ons uit te daag, om met ander mense te deel, dit wat ons het. Maar Here, laastens wil ek ook net sê en vra dat U hierdie mense voor my net sal seën in hulle week. Daar waar hulle dalk in 'n moeilike tyd is, en daar waar hulle 'n goeie tyd is. Dat elkeen van ons sal weet hoe spesiaal ons is, dat U ons nooit alleen los nie. Dat U ons dra wanneer ons nie meer kan loop nie. Dat U ons styf vashou en saam met ons huil wanneer dit moeilik gaan. Here, dankie net vir alles wat U vir ons doen. Amen. Kom ons staan en sing ons die slotlied saam. Draw me close to you. Never let
to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Mag ons die week meer terugkyk en vir die Here dankie sê vir wat hy in ons lewe doen. En mag ons die week meer dit wat ons het ook deel met ander mense. So ek stuur julle uit met die seën. Mag julle weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag by julle sal wees. Amen.